Julle, is lekker om weer saam te kuier. Ons is nog steeds besig met die lockdown en ek wonder sommer net, wat is die een ding waarna jy die meeste uitsien wanneer die lockdown verby is? Nou, daar's twee goed waarna ek baie uitsien. En die een is ek smag daarna om weer sushi te eet, om te gaan eet, sushi te gaan eet. En die ander ding is om op Blouberg se strand te gaan stap. Ek het vir 'n paar mense gaan vra, wat is die goed waarna hulle die meeste uitsien? So kom ons gaan luister, wat sê hulle? Meeste van ons sien uit na 'n klomp dinge en hulle het 'n lang lys goed om na lockdown te doen. So, Mila, waarna sien jy graag uit na lockdown? Ek sien graag uit om my juffrou weer te sien, om met my maats te speel, om weer te dans en met die boot op die rivier te ry. Isak, jy het seker 'n 3 bladsye lys waarna jy graag uitsien. Ek sien uit om weer my juffrou te sien, om met my maats te speel, om vis te vang en weer hokkie te speel. Mamma, wat is jou wense waarna jy uitsien na lockdown? Ek wil baie graag braai saam met familie en vriende. Ek wil graag die see weer sien. Ek wil vrylik kan rondbeweeg. O ja, en die kinders by die skool aflaai. Ja nee, ek het ook 'n lang lys goeters, maar natuurlik is dit om weer vriende te kan sien en net lekker saam te kan kuier en dan natuurlik normaal dorp toe te gaan Sonder dat daar 'n klein virusie vir jou eentyd soek en vir jou wil aanval. en dan natuurlik laat die kinders moet terug gaan skool toe. So, wat is julle lys vir na lockdown? Ons kan nie wag om net skool toe te gaan nie. Ons werk hopeloos te hard hier by die huis. Lockdown verby is, dan gaan ek by al my vriende gaan kuier. Ek kan ook nie wag om my vriende te sien nie. En ek gaan dadelik na die biblioteek toe om 'n opwindende nuwe boek te kry. Die ding waarna ek die meeste uitsien na lockdown, is verseker om weer saam met my vriende te kuier, om 'n bietjie uit te gaan en sport doen, bietjie golf speel en bietjie vis vang. Julle is nou sousingel nommer 7. Dis nou lockdown 18 April. En ons het 'n lockdown straatbraai agter jou eie muur. En daarso is Amanda en Alwyn en tannie Jackie en Obier se daar aan die ander kant. Hulle hoor ons sien mekaar net so net. Hier's ons vuurtjie. Kom ons kyk gou-gou. Elizabeth, wat wil jy eers doen na die lockdown? Werk toe gaan. Wow, jy's 'n oulike kind. Maar wat wil jy graag doen? Jy kan maar sê eie. Nou Philip toe in 4-wielery. Nou Philip toe, 'n 4-wielry. Ooh, lekker. Wat is die eerste? Okay, dink gou so 'n bietjie voor ek gaan weer vir jou afneem. Wat wil jy graag doen, Kobus? Ek wil gaan draf en fietsry. Nee, waar toe gaan jy ry? Ek weet nie, maar redelik ver genoeg dat my been my kan. Ek gaan nog 'n tydjie vat. Maar, okay. Ek dink die been gaan jou langer lockdown as wat jy tans gelockdown is. Chris, wat wil jy die eerste ding doen as jy klaar is? Ek gaan bank doen met pappa. Wat wil jy die bank gaan maak? Nee. Kyk gou vir my, Christian. Wat wil jy by die bank gaan doen? Nee, ek gaan net bank toe, mamma. By die bank toe gaan. O, hy wil sy eie bankrekening by die bank gaan oopmaak. Okay, Andre, cool. Go for it. Wat wil jy graag doen? Waar wil jy heen gaan? Ek wil plaas toe en saam met Alwyn gaan kuier. Saam met albei gaan kyk, wat maak julle daar? Ek weet nie. Niemand Pypkar. in die pypkar werk. Kwai, wat is jou neefie se naam? Alwyn. Ja, is jy lief vir hom? Ja. Okay. En mamma, hier is Ekke. Waar toe wil mamma gaan? Ekke. Geef vir my. Ek wil graag ek wil graag na my pa toe gaan op die plaas. Hy's 81. En ek wil gaan kyk want hulle is besig om te saai. Ek wil gaan kyk hoe die gesaides opkom. En Ek wil saam met hulle stroop. So, ja, ek wil plaas toe gaan. Ek wil saam met Alwyn So, stroop. bye. 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 Right. Gaan dit voor op die skerm wees? Nou dat ons gehoor het wat hulle gesê het,
wil ek vir julle uitnooi om daarso waar julle nou is, met mekaar te deel. Wat is die goed waarna julle die meeste uitsien wanneer die lockdown verby is? Wat is die ding wat jy heel eerste gaan doen? Wat gaan jy heel eerste eet wat jy dalk nie nou kon eet nie? Gesels so 'n bietjie net met mekaar en dan kuier ons weer verder. Niemand van ons hou van wag nie. En ironies genoeg is dit deel van ons elke dag se lewe. En ons wag in die ry om vir ons kos te betaal. Ons wag vir 'n baba om te kom. Ons wag vir ons lewensmaat. Ons wag om af te tree. Ons wag vir die naweek om te kom. Ons wag vir vakansies. Ons hele lewe is vol van wag. En mense dink baie keer dat wag is 'n passiewe ding. Maar eintlik is wag 'n werkwoord. Jy sien, want in hierdie proses van wag, in hierdie wagtydperk, is dit 'n hele proses van verandering. Want in die tyd wat ons wag, dan word ons gevorm om meer te wees as wat ons gister was. En daarom is wag so 'n belangrike deel van ons lewe. En uit 'n Bybelse perspektief uit, is wag 'n werkwoord. Om te wag op die Here is om hom te vertrou, om ten volle te vertrou, vir dat hy weet wat die beste is. As ek dink aan wag, dan dink ek aan die verhaal van Lazarus en Jesus wat Lazarus opgewek het uit die dood uit. En dit is 'n baie besonderse verhaal wat ons almal ken. Maar wat leer ons daaruit? Nou, Martha en Maria was Lazarus se susters en toe hy op sy siekebed was, het hulle iemand gestuur om na Jesus toe te gaan om vir hom te vra, asseblief, Here, sal U nie asseblief vir Lazarus kom genees nie. En Jesus was baie lief vir Martha en Maria en vir Lazarus en toe hy gehoor het die nuus dat Lazarus so siek was, toe het hy die volgende geantwoord. En ek wil lees daar uit Johannes 11 vers 4. Jesus het die boodskap gehoor en gesê, hierdie siekte is nie dodelik nie, maar vind plaas om die heerlikheid van God sigbaar te maak, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En so het dit aangegaan en Jesus het vir 2 dae het hy nog gewag voordat hy soontoe gegaan het. En Martha en Maria het gewag in spanning dat Jesus moet kom. En toe Jesus uiteindelik daar aankom, toe is Lazarus 4 dae reeds oorlede. So, dink net wat in Maria en Martha se koppe dalk moes aangaan in sy harte. Hulle weet hierdie man Jesus, hierdie Jesus vir wie ons so lief is. Hy wat mense genees, hy wat vir Lazarus so lief is. Hy was te laat om Lazarus te genees. Maar dan word ons herinner oor wat Jesus gesê het, dat hierdie situasie, hierdie geval, hierdie siekte gaan gebruik word sodat God se heerlikheid gesien kan word. En so het dit aangegaan en Jesus sê toe vir sy disippels, maar ons gaan na ons vriend Lazarus toe om hom te genees, want hy slaap net. En hulle is van, maar Jesus, as hy dat slaap, hoekom, dan gaan hy mos gesond word. En hulle het gedink, hy praat van die regte slaap, maar Jesus het geweet dat hy praat van, hy is dood. En so het hulle gegaan en dit gaan aan en Martha hoor dat Jesus daar is en Martha hardloop en na Jesus toe en sê, Jesus, as iemand net, U is 4 dae te laat, as U net gouer gekom het. En hulle het 'n gesprek daarso en ek wil sommer net so 'n stukkie daarso uitlees. Daar staan toe in vanaf vers 20. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy hom gaan ontmoet. Maria het egter in die huis bly sit. Martha het vir Jesus gesê, Here, as U maar net hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou nog weet ek dat God aan U sal gee wat U hom ook al sal vra. Jesus het vir haar gesê, jou broer sal weer opstaan.
Martha het dadelik gereageer. Ek weet dat hy weer sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterf hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit, Martha? Sy het vir hom gesê, ja, Here, ek is vas oortuig dat U die Messias is, die Seun van God. Hy wat na die wêreld toe sou kom. Nadat sy dit gesê het sy teruggegaan en haar suster Maria gaan roep en agter haar hand vir Maria gesê, die leermeester het opgedaag en hy roep jou. En so het Maria ook gehardloop na Jesus toe en toe sy hom sien, toe val sy by sy voete neer en sy sê vir hom, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En toe het Jesus begin huil, want hy het gesien hoe hartseer hulle is en hy het gesien hoe hartseer al die Jode is en sy hart gebreek. En hulle gaan toe na die graf toe en dit was 'n grot gewees met 'n rots of 'n klip wat voor dit gerol is en Jesus sê toe vir hulle, maar rol die klip weg en Martha is van maar Jesus, asseblief, hy sal dis 4 dae, ek dink hy gaan al ruik, dit gaan al stink. En Jesus vra vir haar, het ek nie vir jou gesê, dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie? En daarop het hulle die klip weggerol. Jesus het sy oë hemelwaarts gerig en gesê, Vader, ek is dankbaar teenoor U, dat U na my geluister het. Ek weet dat U altyd na my luister. Tog het ek dit gesê ter wille van die skare wat hier rondom ons staan, dat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, het hy met 'n kragtige stem uitgeroep, Lazarus, kom uit. Die dooie het uitgekom, sy voete en hande nog toegedraai in die doeke en sy gesig nog verbind met 'n kopdoek. Jesus sê vir hulle, maak die doeke los en laat hom gaan. Martha en Maria het gewag op die Here, maar hulle het 'n ander verwagting gehad. Hulle het gedink Jesus gaan kom en hy gaan hulle broer genees, terwyl hy nog lewe, maar net siek is. Maar Jesus het geweet, vir God se heerlikheid om sigbaar te word, moet Lazarus eers sterf. En Jesus het daarom gewag tot hy gesterf het. En die oor wil ek amper sê, is soveel meer groter. Want dink net gou daaraan, as iemand genees word, as jy hierdie 2 scenario's het, en iemand word genees, of iemand word uit die dood uit opgewek, wat sien gaan jou meer in oor laat staan? Natuurlik, wanneer iemand opgewek word uit die dode uit. En Jesus het geweet, die Here het geweet dat as God se heerlikheid gaan baie meer sigbaar wees wanneer hy vir Lazarus uit die dood uit opwek. Maar ons verwagting is net heeltemal anders en net as Maria en Martha iets anders verwag het, maar ek wil nou amper sê hulle wildste drome oortref is, want hulle het geweet nog steeds dat die Here kan iets doen. Hulle kan nog steeds vir Lazarus red. En net soos ons vertrou op die Here en ons wag op die Here en ons wag met verwagting. Maar baie keer is ons verwagting anders as wat God se beplanning is. Ons verwag heeltemal iets anders. Ek wil amper sê ons verwag klein, waar God soveel groter beplan het. In Handelinge 1 lees ons waar Jesus voordat hy opgevaar het hemel toe, in daai tyd tussen sy opstanding en die hemelvaart, het hy vir sy disippels gesê, julle moet wag, julle moet nie van Jerusalem af weggaan, voordat julle nie ontvang het van my Vader, wat hy beloof het om vir julle te gee nie. En die apostels het toe op die einde gewag, toe Jesus opgevaar het, het hulle in Jerusalem gebly wag, totdat hulle gekry het van die Vader, wat hy vir hulle beloof het om te gee, en dit is die Heilige Gees. So wat het hulle in daai wagtydperk gedoen? Hulle het gewag en gebid en vertrou, dat die Here sal gee wat hy beloof het. Jy sien, baie keer dink ons dat om te wag is om net om rond te sit, maar dit is nie. Jy sien, om te wag op die Here is om te weet dat
Ek wag nie vir iets om te gebeur nie. Ek wag in vertroue op hierdie een wat dinge laat gebeur. So daar is 3 goed wat ek oor die wag en op die Here te wag met julle wil deel vandag. As ons op die Here wag, die eerste ding, as ons op die Here wag, dan herinner dit ons dat ons nie in beheer is nie. Dink daaraan as jy as pasiënt na die dokter toe gaan en in die dokterspreekkamers wag. Jy wag, jy voel nie lekker nie, jy weet nie wat swart nie. So jy wag op die dokter om in sy spreekkamer in te gaan, dat hy jou ondersoek en vir jou sê, luister eens of jy leiding gee, dit is wat fout is, dit is die behandeling wat jy moet gebruik, dit is hoe lank jy kan siek wees, as dit nie regkom nie, kom terug, en hy gee vir jou leiding. So jy wag vir die dokter om jou te help om te sê wat se rigting. En dit is dieselfde met die Here. Sien ons om op God te wag, om in 'n wagtydperk in te gaan, weet ons dat ons is nie in beheer van die dinge nie. Ons is nie in beheer van 'n situasie nie. Maar ons moet wag op die een wat in beheer is. Sien ons is soos in 'n wagkamer wat ons sit en ons wag vir God. Ons wag dat hy vir ons moet leiding gee, dat hy vir ons moet wysheid gee. Ons wag op die een wat dinge laat gebeur, wat dinge laat verander, wat dinge skuif. Dit is die een op wie ons wag. So ons eerste een is, as ons wag, moet ons besef dat ons is nie in beheer nie. Die tweede ding van wag is, dit herinner ons dat ons nie God is nie. Sien, dit is so maklik, ons probeer so maklik God speel, sonder dat ons dit agterkom. Ons probeer die goeders te fix. Die hele wêreld gaan oor om dinge vinnig te fix. En ons probeer dinge regmaak, ons probeer dinge ryp druk, maar ons kan nie die sonsopkoms vinniger laat gebeur nie. Dit is net God wat dit laat doen. Ons kan nie 'n advokaatpapier ryper druk oornag nie. Dit is God wat dit laat gebeur. Ons werk is nie om God te wees nie. Ons werk is om te wag. Om te wag op ons wagtorings en gereed te wees, dat as God sê beweeg, om te beweeg. Sien, want wag is weer eens nie 'n passiewe ding nie. Is nie net daar om te sit en te wag vir die situasie om oor te gaan nie, maar om te wag vir wat God vir ons sê om te doen. So, eerste, in ons wagtydperk herinner dit ons dat ons nie in beheer, dat ons nie in beheer is nie. Tweede ding, ons nie God is nie. Ander ding van dat ons nie God is nie, is dat God se tyd is die regte tyd, die beste tyd. Al voel ons dis 4 dae te laat. God se tyd is altyd die beste tyd. En as ons terugkyk na baie dinge in ons lewe, dan sien ons, wow, Here, dis hoekom dit daai tyd gebeur het. Dis hoekom hier dit nie vroeër laat gebeur het nie. Ek moes eers groei. U tyd was die regte tyd gewees. En die ander ding is dat God is altyd besig om te werk. Hy is besig om te werk al sien ons dit nie. Nou, 'n Chinese bamboes boom is 'n baie besonderse boom. Maar weet julle wat gebeur met dit? Nou, as jy die saad van hierdie boom plant en jy gee dit water en jy vertroetel dit en jy kyk mooi daarna, gebeur daar vir 4 na 5 jaar absoluut niks nie. Jy het nie 'n idee of daar enigsins groei plaasvind nie, vir 4 tot 5 jaar. Maar die wonderlikste is, in daai 5de jaar, in 'n kwessie van 6 weke, groei daar 'n boom uit daai saad uit, wat omtrent 2,7 meter lank en hoog is. 2,7 meter in 6 weke se tyd, nadat vir 5 jaar niks groei gewys het nie. En hulle sê dat hy selfs vir 99 cm per uur kan groei. It's amazing. Maar nou vra ons vir onsself dalk af, maar wat het in daai 5 jaar gebeur? Wat se groei het plaasgevind? Hy skiet in 6 weke woef op in die hoogtes in, maar wat het in daai 5 weke gebeur? En wat wonderlik is dat in daai 5 jaar het die eintlike groei plaasgevind.
Want die wortelstruktuur wat onder die grond was, moes so vasgelê gewees het en het homself so geplaas sodat hy op die aan so sterk is onder die grond, sodat hy daai ellelange boom kan ondersteun en kan dra. Vir 5 jaar lank is die eintlike werk onder die grond gedoen. Dit wat ons nie kan sien nie. Sodat hy op die einde die pragtige boom kan dra en kan ondersteun. En dis hoe God werk. Baie van God se werk sien ons nie in die wagtydperk nie. Ons sien nie wat hy besig is om te doen nie. Soms omdat ons net nie tyd maak nie of hy wys dit net nie vir ons nie, maar hy is besig altyd, elke oomblik. In hierdie wagtydperk is God besig om te werk. Maar een ding weet ons verseker, as ons vertroue in hom stel, dan weet ons dat die uiteinde gaan jou nie teleurstel nie. Sien, jy het verwag dalk dat jou broer moet gesond gemaak word. Jou Lazarus moet gesond gemaak word. Maar God het beplan om hom te laat opstaan uit die dode uit, sodat sy naam verheerlik kan word. Dis wie God is. So God is altyd besig om te werk en dit is wat ons altyd moet onthou. Ons moet hom ten volle vertrou daarvoor. Die derde ding is dat ons in hierdie wagtydperk versterk word. Nou, in hierdie quick fix wêreld is ons so geneig om alles te wil jaag en ons raak al gefrustreerd om altyd te moet wag. En baie keer vergeet ons die waarde van om op God te wag en die waarde wat daarin lê. So ons wil altyd hê God moet gister reageer. Hy moes gister die ding gedoen het. En dis nie wie God is nie. Sien, want ons tyd en God se tyd is nie dieselfde nie. Maar ons vergeet die waarde van om te wag op die Here. Ons vergeet daai vrede wat ons ervaar as ons wag op die Here. Daai nuwe krag wat ons kry as ons wag op die Here. Nou daar het 'n man gedroom. In hierdie droom het God vir hom gesê dat hy wil hê hy moet daar was 'n groot klip in sy voortuin gewees. En hy wou gehad het hy moet daai klip moet hy gaan stoot. En die man hy's ready for it. En hy het besluit om elke oggend uit vroeg opgestaan en elke oggend het hy hierdie groot klip gaan stoot. En hy het gesweet soos wat hy hierdie klip gestoot het. En vir weke lank het hy dit probeer stoot en skuif. En een oggend terwyl hy nog stoot en toe besef hy, toe's hy moedeloos en hy sweet en hy's warm en hy's moeg en hy's seer en hy val op sy knieë en hy sê net vir die Here, Here, wat is u plan hiermee? Want ek stoot hierdie klip, maar hy het nog niks geskuif nie. En hy hoor hierdie fluister in sy oor wat sê, ek het vir jou gesê om die klip te stoot, nie om hom te skuif nie. Ek is die enigste een wat hierdie klip kan skuif, wanneer jy gereed is. Ek is die enigste een wat die klip kan skuif, maar wanneer jy gereed is. En verder sê God vir hom, kyk na jou hande. En die man kyk so na sy hande en hy besef, maar kyk hoe sterk het my hande geraak. En hy kyk na sy arms en hy sê, kyk hoe sterk het my liggaam geraak. Kyk hoe sterk en gesond voel ek. En daai dag het die man besef dat hy het gedink dat hierdie elke dag om hierdie klip te stoot, het niks vrugte gebring nie. Maar op die eind van die dag het hy in hierdie proses sterker geword en ook wyser. En dit is wie God is. Jy sien, as ons wag op die Here, dan gee hy vir ons nuwe krag. Hy versterk ons en hy gee vir ons wysheid en insig, want hy is ons leidsman. En hy gee die Gees, die Heilige Gees, om vir ons te leer. Hy gee die Heilige Gees om vir ons op te voed, sodat ons met wysheid kan handel in hierdie wagtydperk. God is die een wat verandering bring. God is die een wat opdrag gee en dit gebeur. Ons werk is om te wag op hom en om ten volle te vertrou. Maak nie saak wat die situasie is nie.
God weet wat die uitkoms is. En hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan en dit is voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Die Here sê, ek sal alles ten goeie meewerk vir die wat my liefhet. So kom ons gaan in hierdie wagtydperk en kom ons vertrou die Here. Ons weet nie wat môre of oormôre voorlê nie. Ons weet nie wat in hierdie situasie van COVID-19 voorlê nie. Ons weet nie wat môre gaan bring nie. Maar al wat ons weet, is dat ons kan die Here volkome vertrou. Die een wat in beheer is ons koning. En dit moet vir ons vrede gee. En dit moet ons gelukkig maak. Dit moet vir ons blydskap gee. En dit moet ons versterk. Want as ons wag op die Here, word ons versterk. As ons wag op die Here, dan weet ons dat ons is so afhanklik van hom. En die Here gee vir ons die krag om hierdeur te kom. En hy gaan vir ons die krag gee om deur hierdie situasie waarin ons almal ook nou is te kom. Hy sal ons nie alleen los nie. So kom ons vertrou hom volkome. Wil jy 'n sampioen wees of wil jy 'n eikeboom wees? Sien 'n sampioen laat die Here oornag lewe en groei. Maar 'n sampioen sterf ook so gou. Maar 'n eikeboom vat omtrent 15 na 20 jaar om tot volwassenheid te groei. En soms eers oor 50 jaar dra sy eers akkers. So watse een wil jy wees? Jy sien, 'n eikeboom staan daar vir jare en jare en is versterk en besonderse boom en gee skaduwee en bring vreugde. Sampioen, hy kom en hy gaan. Die Here wil hê jy moet hom vertrou in hierdie wagtydperk, dat hy sal doen wat hy wil doen in jou lewe. In jou wil vorm. So kom ons vertrou hom daarvoor. Kom ons maak ons oorte. Here Jesus, baie dankie vir u wonderlike voorreg om ook in hierdie lockdown tyd weer eens te besef dat u bou ons en u vorm ons in hierdie wagtye. Here, en u wil hê ons moet u vertrou. Here, help ons om elke dag net te wag op u met verwagting, Vader, en te weet dat u is in beheer. Here, dankie dat u vir ons sorg. En dankie dat u ons God is. Dankie dat u ons koning is. Dankie dat u ons voorsiener is. En dankie dat u ons lei. Here, ons wil vra, waar dit so 'n moeilike tyd is vir baie mense, Here, wat onseker is, wil ons vra, Here, asseblief dat u met hulle elkeen sal wees en dat hulle u regtig vir hulle sal wys dat u is ook hulle versorger. Wys vir ons elkeen op waar u wil hê ons moet help. Dat ons nie net sal bidend bly nie, maar dat ons in hierdie wagtydperk ook sal gee, sal bedien, sal daar wees en sal 'n verskil maak. Maak ons ook sensitief daarvoor, Here. Ons eer u vir wie u is, Here, en dankie dat ons weet dat ook hierdie tyd sal verbygaan en dinge verander, maar u nooit nie, Here. U is altyd daar en altyd dieselfde. In Jesus Christus se naam alleen. Amen. Mag elkeen 'n geseënde week hê en ons gesels volgende keer weer. Totsiens. I'm waiting on you, Lord, and I am hopeful. I'm waiting on you, Lord, though it is painful. But patiently I will
confident, taking every step in obedience while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will not faint. I'll be running the race even while I wait. I'm waiting. I'm waiting on you, Lord, and I am peaceful. I'm waiting on you, Lord, though it's not easy, no, but faithfully I will wait. Yes, I will wait, and I will move ahead, bold and confident, taking every step